Bou vertroue deur opregtheid en jy help nie net jouself, jy help ook ander floreer. Ek weet nie of jy dit ook so beleef nie, maar dikwels is gesprekke deesdae beperk tot kort WhatsApp boodskappe of voice notes of selfs vinnige video-oproepe. Die nadeel hiervan is dat egte menslike verhoudings en verbintenisse eintlik stadig maar seker besig is om weg te kalwe. En as dit te begin gebeur, begin mens maklik wonder oor ander mense se opregtheid. En ander mense natuurlik wonder oor jou opregtheid. Nou, opregtheid is 'n baie belangrike korreksiepunt met ander, as ook 'n rigtingwyser. Ons word herinner in Spreuke 11 vers 3. Die opregtheid van eerlike mense bepaal hulle koers. Die valsheid van onbetroubaars bring hulle ondergang. Opregtheid met ander woorde bou die soort vertroue waarop lewenslange verhoudings berus. Opregtheid begin nie by baie groot gebare nie, dis by die klein daaglikse oomblikke. Dink aan jou volgende gewone, noem dit maar Teams vergadering, as jy dan oor die internet praat. Wanneer jy eerlik raak en deel waar jy vashaak in jou lewe of vashaak met die situasie by die werk of waardering uitspreek vir 'n kollega se bydrae, dan skep jy die ruimte waar ander mense ook veilig voel om hulle self te wees, natuurlik in werklike vergaderings ook. Die neurowetenskaplike Paul Zak wys daarop dat sulke eerlike interaksies oksitosien vrystel. En dis 'n hormoon wat vertroue en samewerking versterk. Interessant is, opregtheid dus nie net 'n geestelike beginsel en waarde nie. Dit help ons op 'n biologiese manier ook om nader aan mekaar te wees, nader aan mekaar verbind te voel en te floreer. Nou dieselfde geld in jou persoonlike lewe. Wanneer jy jou kliënt nie net groet nie, maar werklik luister, bou jy 'n brug van menslikheid. Wanneer jy 'n winkelklerk met respek behandel, herinner jy jouself dat elke mens waarde dra. En so praat 'n mens van jou familie en jou vriende en dies meer. Hierdie klein dade vorm als 'n lewenswyse van opregtheid wat uiteindelik ook jou eie welstand verhoog. Vertroue bevorder groei. Dit verminder spanne. Dit help jou met vreugde. So stel jou in om vandag opreg te wees in hoe jy oor iemand dink, nog voor jy met hulle praat, en dan oor hoe jy met hulle gesels. En bou saam aan vertroue deur opreg te wees. Dan floreer almal. Leef geïnspireer.